As jy 'n jaar of 2 in die gemeente is al, dan sou jy al hierdie one-liner gehoor het. The Old Testament is the New Testament concealed, and the New Testament is the Old Testament revealed. En is verstommend om hierdie patroon reg deur die Ou en die Nuwe Testament, om dit te bestudeer, en om te sien hoeveel keer is daar verskuilde skadies, tipes, profetiese heenwysers in die Ou Testament wat met verstommende akkuraatheid deur Jesus of selfs op ander plekke in die Nuwe Testament in vervulling gegaan het. Dis net so 'n watermerk wat die autentiekheid en die waarheid en die korrektheid van die Bybel bevestig. Geen mens, geen akademikus, geen teoloog kan dit aan mekaar sit nie. Dis 'n werk van die Heilige Gees. OK, so, skadies, tipes, profetiese heenwysers. Ek wil net weer een wat ons ook al jare terug hanteer het, die een Sondag, ek onthou dit, wil ek net weer gaan opdiep. Abraham, Isak, Rebekka, Eliezer. Abraham is die vader. Isak is die seun. Rebekka is die bruid of die vrou van die seun. Eliezer is die senior agent in die huishouding van die vader. Nou stuur die vader Abraham, stuur die senior agent in sy huishouding Eliezer uit en hy sê vir hom, gaan soek vir my seun Isak 'n bruid uit die nasies uit. Nou gaan Eliezer, sy opdrag is, gaan vind vir my seun, die vader gee vir hom die opdrag, gaan vind vir my seun Isak 'n vrou. Daar gaan hy, uit die nasies uit. Eliezer ontmoet vir Rebekka daar by die put. Hulle raak aan die gesels en sy het absoluut hierdie servant hart. Sy gee al sy kamele water en sy stap op en af en op en af. En dit was die teken wat hy vir die Here gevra het. Hoe sal ek weet dat dit Isak se bruid is? En toe dit gebeur, toe sê hy nou vir haar, dit is hoekom ek hier is. En hoor nou die een. Rebekka willig in om die bruid van Isak die seun te word voor sy hom gesien het. Persoonlik in persoon gesien het. Vader, seun, bruid, senior agent in die huishouding van die vader. Dis presies wat huidiglik gebeur. God die Vader stuur die Heilige Gees, die active agent in the Godhead, die senior agent in die huishouding van die Vader op hierdie stadium. Vader stuur die Heilige Gees die nasies in om 'n bruid te gaan haal vir sy seun Jesus. En hier sit hulle. Hier sit 'n deel van die bruid van Christus, die seun. En jy het ja gesê vir jou hemelse bruidegom voor jy hom nog gesien het. Skadu tipe profetiese heenwyser met verstommende akkuraatheid vervul. Ek dink is amazing. Die priester in die Ou Testament moes 7 keer, nou gaan hy daarin, in die allerheiligste toe, na die versoendeksel toe, hy moes 7 keer die bloed van 'n offerdier voor die versoendeksel sprinkel. Dis die skadu tipe in die Ou Testament. Nou kom Jesus en hy kom vervul dit en Jesus stort ook by 7 geleenthede sy kosbare bloed, sy precious blood. 7 keer. Net soos die priester in die Ou Testament bloed 7 keer om die versoendeksel of voor die versoendeksel moes gespring. Ek wil vinnig die deur, jy moet vinnig luister vanoggend. Ek gaan vinnig praat. Ek hou nie af van om langer as 'n halfuur te preek nie. As 'n rede hoekom 'n klas op die universiteit net 40 minute is, as die Heilige Gees oorvat, dan is dit fyn, maar die persepsies en die ingesteldheid van die prediker moet net nie oorvat nie. Dan is dit kontraproduktief. So, die priesters sprinkel bloed 7 keer. Jesus stort sy bloed 7 keer. As 8-jarige babietjie word hy besny,
Nou sê Galasiërs 5 vir ons, elke mens wat hom laat besny, is verplig om die hele wet te onderhou. Geen mens kon dit nog ooit doen nie, geen mens sal dit ooit kan doen om die hele wet te onderhou nie. Jesus word besny op die 8ste dag na sy geboorte. Hy kom vervul die wet in ons plek. Hy het nie een wet oortree nie. Hy was absoluut gehoorsaam aan die Vader. Hy kom vervul die wet in ons plek. Dus is ons nie meer onder die wet nie. Ons is onder die genade. Dit het net daar begin. Tweede plek waar Jesus bloed gestort het, was in die tuin van Getsemane, waar hy onder ekstreme stresvlakke bloed gesweet het. Die dokters wat eers weet, daar is 'n mediese terme, hematidrosis. Hoekom het hy bloed gesweet onder ekstreme stresvlakke? Sodat ek en jy vry kan wees van alle kommer, vrees en angs. Ek dink daar staan 365 keer in die Bybel staan daar do not fear of be not afraid. Die derde plek waar Jesus bloed gestort het was toe hy onderweg na die kruis gegesel is. Nou sê die skrif vir ons almal ken dit, deur sy wonde is daar vir ons genesing. Vierde plek was toe die soldate 'n kroon van dorings gevleg het en op sy hoof gesit het. Dorings in die Bybel is absoluut simbolies van vloeke, armoede en moeitevolle arbeid. Na die sondeval spreek die Here dit oor die gevalle Adam en Eva, voordat die herstel en die restaurasie begin het. Hy sê vir hulle, vervloek is die aarde om jou ontwil, ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet. Ek wil vir jou regtig aanmoedig, moenie met daai idee in jou kop die lewe deurgaan nie. Hierdie vloek is gebreek. Jy is nie geroep meer om in die sweet van jou aangesig jou brood te verdien. Jy is geroep om nou onder leiding van die Heilige Gees jou calling en purpose en destiny op planeet aarde uit te leef met vreugde en vrede. Ek sê nie dit gaan altyd 'n walk in the park wees nie, maar hierdie vloek is gebreek. Aan die kruis het Jesus elke vloek op hom geneem en is vasgespijker aan die kruis. Die vloeke is vasgespijker aan die kruis, sodat ek en jy kan wees die geseëndes van die Here. Maar as jy leef met 'n verwagting dat jy 'n vervloekte is, dat jy nog onder 'n vloek leef, wat gaan die uitkoms van dit wees? Die waarheid is, alle vloeke is op die kruis vasgespijker toe Jesus daar gehang het, sodat ek en jy kan leef as die geseëndes van die Here. Vloek is net mooi die teenoorgestelde van 'n seën. Seën, wat ons vanoggend met hierdie babetjies gedoen het, is om iemand in die naam van die Here te bemagtig om voorspoedig te wees. Wat is 'n vloek? Jy spreek woorde om iemand te bemagtig om te misluk. Hy vloek is gebreek. Die volgende plek waar Jesus bloed gestort het was, sy hande is deurboor. Nou, hande in die Bybel word dikwels geassosieer met die oordrag van seën. Dis wat ons vanoggend hier gedoen het. Met die oordrag van seën. Jakob seën Josef se kinders by wyse van handoplegging. Toe Jesus op aarde was, het die ouers hulle kinders na Jesus toe gebring. Hy het hulle opgetel, hy het sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Die spykerwonde in Jesus se hande veroorsaak vandag voortdurende, ononderbroke vloei van lewe, genesing en seën na ons. 6de plek waar hy bloed gestort het, was toe sy voete deurboor is. Voete simboliseer dikwels die autoriteit van die gelowige. Hoekom kan ek dit sê? Wel, in die tuin van Eden, net na die val, God profeteer aan Satan, dat die saad van die vrou, dis Jesus Christus, sy kop met sy haaksteen sal verbrysel. Dis autoriteit. Deuteronomium 11, God sê vir die Israeliete, dat hy elke plek waar hulle voetsole neersit, sal hy aan hulle gee. Autoriteit.
Joshua 10, Joshua gee opdrag dat sy manskappe hulle voete op die verslaane vyandelike koning se nekke moes sit, om te wys hulle is verslaan, ons het nou oor die autoriteit oor julle. So deurdat Jesus se voete, hierdie goed het nie net gebeur nie, as geen irrelevante data in die Bybel nie, dit het significant spiritual meaning and significance. Deurdat Jesus se voete deurboor was, wen hy die autoriteit oor die vyand vir ons terug, wat ons tydens die sondeval verloor het. Hy herower dit vir ons aan die kruis. En die laaste plek waar Jesus bloed gestort het, was, hy hang aan die kruis, hy het amper sy laaste asem uitgeblaas, of dalk het hy al, ek is nie seker nie, en 'n soldaat kom en hy steek hom met sy spies in sy sy. Hoekom? Toe die soldaat hom in sy sy met die spies steek, het daar dadelik bloed en water uitgevloei. Bloed en water. Bloed en water is ook altyd deel van fisiese geboorte. Die geestelike implikasie van dit, danksy Jesus se kruisdood, het daar strome van lewende water uit hom gevloei, en dieselfde gebeur met ons as bloedgewaste kinders, danksy wat hy vir ons gedoen het en ons geloof in hom, sal daar altyd strome van lewende water uit ons vloei na ander toe, as ons bloedgewastes is, en mense wat glo in dit wat hy op Golgotha gedoen het. Ok, so hierdie is my inleiding. Hier kom my slot. My inleiding is bladsy 1, en my slot is bladsy 2. Nou, oor hierdie is ek nogal baie opgewonde. Ek het dit nooit raak gesien nie. 'n vriend van my het my op dit gesit, en toe het ek nou gaan oplees, en bietjie gaan my huiswerk doen. En wat ek nou gaan sê is daar 3 hoofrolspelers. Die 3 hoofrolspelers is die rots, die staf en water. The rock, the rod and water. Ok, hier gaan ons. Julle ken die verhaal van Jesus wat die Samaritaanse vrou by die put kry, Johannes 4. Nou ek wil net vir die agtergrond gee, 'n Samaritaan is 'n half Jood. Half Jood, half nie Jood nie. Pa is dalk Jood, ma nie. Julle ken die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, wat uiteindelik daai ou wat daar langs die pad gelê het kon help. Die priester het verbygekom, die priester kon hom nie help nie. Die priester het die wet verteenwoordig. Die leviet kon hom ook nie help nie. Die leviet het ook die ou bedeling, religion verteenwoordig. Toe kom die barmhartige Samaritaan, hy was 'n half Jood. Hy kom verby en hy help die ou. Wie is die barmhartige Samaritaan in daai gelykenis? Jesus. Die dieper betekenis van daai gelykenis, die oppervlakkige, die ooglopende betekenis is, help jou naaste, en is reg. Dit is absoluut Bybels, is Christianity 101. Maar dis nie die dieper betekenis. Die dieper betekenis is, 'n Samaritaan, 'n barmhartige Samaritaan kom verby. Die wet kon nie die ou help nie, religion kon nie die ou help nie. Hier kom die Samaritaan, half Jood. Hoe kan ek sê Jesus was 'n half Jood? Tuurlik kan ek dit sê. Wie was sy vader? Die Heilige Gees. Maria het swanger geword toe die Heilige Gees oor haar gekom het. Sy vader was die Heilige Gees. Wie was sy ma? 'n Jodin Maria. Jesus was 'n half Jood. Dis waar daai gelykenis gaan. Maar dis nie die fokus vir vanoggend nie. Hierso sê Jesus nou, die Jode en die Samaritane het nie met mekaar gemeng nie. Hulle wou niks met mekaar te doen. Die Jode het neergekyk op die Samaritane, maar hulle was nie reg Joods nie, hulle was half Joods. Nou kry Jesus die vrou by die put en hy vra vir haar, maar bring asseblief, geef my water.
En sy sê, maar hoe nou? Ek is 'n Samaritaan, u is 'n Jood. Hoe gaan ons nou hier interaksie hê met mekaar? Dit werk mos nie so nie. En hulle raak aan die gesels. Ek gaan dit nou baie kort hou. En op 'n stadium toe, kyk, die vrou sy het 'n terrible verlede gehad. Sy was eintlik maar 'n bietjie van 'n vrou van die nag. En Jesus sê op 'n stadium vir hom, gaan haal jou man. Nie omdat Jesus nie geweet het wat aangaan, hy het presies geweet wat aangaan. En sy sê toe vir hom, nee, maar ek het nie nou 'n man nie. Jesus sê vir ja, nee, ek is bewus daarvan, jy het al 5 mans gehad en die een by wie jy nou is ook nie jou man nie. En Jesus bewys genade aan haar, en hy open haar geestesoë en sy sien, hy is die Messias, hy is die redder. En sy, behalwe dat sy vir Jesus water gegee het uit die put uit, Jesus sê vir mense wat uit die put uit water drink, hulle sal weer dors word, want mense wat van my, ek gaan nou vir jou die skrif lees, wat van my drink, sal tot in ewigheid nooit weer dors word. En hierdie vrou, ek miskien net eers daai skrif gou lees. Johannes 4 vers 14, sê Jesus vir haar, elkeen wat van die water drink wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die lewe. Die vrou, sonder dat sy dit besef, oomblikke na Jesus dit vir haar gesê het, elkeen wat die water drink wat ek hom of haar sal gee, sal in hom of haar word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Hier is hierdie vrou met die terrible reputasie, losbandige vrou, sy ontmoet Jesus, haar geestesore gaan oop, sy ontvang van hom lewende water, en sy stap van die put af terug stad toe waar sy gebly het, waar sy 'n terrible reputasie gehad het, en van 'n losbandige vrou beweeg sy na 'n evangelis wat die hele stad na Jesus toe lei. Lewende water vloei uit haar nadat sy in kontak was met hom, die lewende water. Nou, kom ons beweeg nou net so bietjie aan. Hoe kan die einste persoon met 'n hoofletter, Jesus Christus, wat gesê het, ek is die lewende water, hoe kan die einste persoon later aan die kruis sê, ek is dors? As jy sê, ek is die lewende water, strome van lewende water vloei uit, hoe kan jy sê, ek is dors? Nou, hier is 'n interessante skrif. Ek gaan nie ingaan op dit vandag, want dit gaan 'n halfuur vat, maar jy kan gerus bietjie gaan kyk aan Johannes 19 vers 28. Hierna het Jesus, nou hang hy aan die kruis. Hy's op die punt om te sterf. Hierna het Jesus, terwyl hy weet dat alles reeds afgehandel is, en sodat die skrif vervul kan word, het hy gesê, ek is dors. Hy het geweet, alles is afgehandel, wat was afgehandel? Hy het geweet, hy moet dit sê, ek is dors, sodat die skrif vervul kan word. En toe sê hy dit, ek is dors. Alright, nou beweeg ons net so bietjie aan van hier af. Jesus word nie net in die skrif lewende water genoem nie. Hy word ook genoem the rock of ages that was cleft for me and you. Hy word ook genoem the rock, die rots. Hy word ook genoem the foundation stone. So jy sien ons 3 hoofkarakters hierso is 'n rots en 'n staf en water. Okay. Old Testament is the New Testament concealed, New Testament is die Old Testament revealed. Kom ons gaan gou terug Oud Testament, om te sien wat gaan hier aan. Nou is Moses en die volk Israel is in die wildernis. Die hele volk, 4 miljoen mense ten minste, 4 miljoen mense wat Moses moes lei
sonder selfone en wifi en satellite tracking en hy het hulle gelei. Moses en die volk Israel is in die wildernis. En die volk is dors. 4 miljoen mense is dors. Hulle murmureer en hulle moan, hulle gee vir Moses al sy dae en ek kan net dink hoe die arme ou gevoel het. En God beveel vir Moses, hy sien nou wat hy aangaan en Moses praat met die Here sê vir hom, Moses, praat met die rots, dan sal ek haal dat water uitkom. Maar Moses is so gefrustreerd met die volk, met hulle gemurmureer en gemoun en whatever, en hy vat sy staf, sy rod, baie belangrik, hy vat sy staf, en hy slaan die rots, en wat gebeur? Daar kom water uit, en die water wat uit die rots uitgekom het, toe Moses met sy rod, met sy staf geslaan het, was genoeg om die hele volk sy dors te les. This is not fiction, this is fact, want het staan in die Bybel. Moses se staf, jy moet nou 'n bietjie fokus, Moses se staf was derentyd in Egipte 'n instrument van goddelike autoriteit en oordeel. Hoekom? Want Moses was God se verteenwoordiger teenoor 'n rebelse farao. Die staf, the rod of Moses, die staf van Moses was 'n tasbare, sigbare simbool van God se autoriteit en almag. En in daai tyd in Egipte, en toe hulle op pad is uit, is the rod of Moses was often used as a lightning rod for divine judgment. Moses en Aaron het die staf om die beurt gebruik, maar altwee van hulle, soms het Moses, soms het Aaron die staf gebruik om God se oordeele oor die Egiptenare te aktiveer en te voltrek. Jy wil net gou vinnig 'n paar voorbeelde noem. Aaron lig die staf op en die water van die Nyl verander in bloed. Dit lei tot dood en verwoesting. Die Nyl was 'n afgod. Is een van die afgode van Egipte, hulle het die Nyl aanbid. Elkeen van hierdie pla het 'n afgod van Egipte verteenwoordig. Iets wat hulle aanbid het. En toe stuur die Here dit oor hulle, en die afgod in wie hulle vertroue gestel het, word juis die ding wat hulle vernietig. So, Aaron lig sy staf, water in die Nyl verander in bloed. Aaron lig op 'n ander geleentheid weer sy swaard, 'n paraplaag breek uit oor die hele land. Egiptenare het paras aanbid. Kan jy nou dit oor vertel? Moses trek sy staf uit na die hemele en haal in vuur reën op die Egiptenare neer. Moses lig sy staf op en die oostewind steek op en bring massiewe sprinkaanplaag oor die hele Egipte. Moses lig die staf op en die Rooi See gaan oop. Julle ken die verhaal, die Israeliete stap droogvoets deur die Rooi See, die walle water is aan die kant en die kant is dit opgedam, het staan stil. En hulle stap droogvoets deur die Rooi See. Toe die Egiptiese weermag agterna kom, toe gaan dit toe. En die ganse magtige Egiptiese weermag verdrink net daar. So, the rod of judgment. Moses se staf was a rod of judgment. It symbolizes God's authority, God's power and God's judgment over evil. Nou vat Moses die staf wat hy elke keer so opgelig het en gebruik het om die pla oor Egipte, ek wil amper sê te beveel en te voltrek. Nou vat hy die staf en hy slaan die rots met die staf wat die straf en oordeel van God simboliseer. Toe Moses die rots slaan met die staf wat judgment en oordeel simboliseer, toe kom daar water uit die rots wat 'n ganse nasie se dors les. Nou wat gaan hier aan? Kom ons fast forward gou na Jesus toe, ek is amper klaar. Jesus word ook genoem the Rock of Ages. Daar is 'n liedjie, julle ken hom.
Rock, ek sal nie vir julle sing nie, want as die kerk volgende Sondag leeg. Rock of Ages cleft for me. Hy word ook genoem the Rock of Ages. Hy word ook genoem the stone the builders rejected, who became later the cornerstone of our salvation. Wat gebeur aan die kruis? Nou hang Jesus, the Rock of Ages, hang hy daar aan die kruis. En hy word geslaan, hy word getref met God se staf van oordeel en straf, omdat hy ons sonde, my en jou sonde op hom geneem het, en God hom oordeel en hom straf. Nou hang the Rock of Ages daar, en hy word getref en geslaan deur the rod of God's wrath and judgment. En net soos met Moses in die wildernis, die rots wat hy geslaan het, toe the Rock of Ages aan die kruis geslaan word, met the rod of wrath and judgment, wat gebeur? Jesus het gesê, ek is die lewende water. Toe begin lewende water uit hom, the Rock of Ages, toe bekom lewende water, net soos met Moses in die woestyn, begin lewende water uit hom te vloei, en het vloei tot vandag toe, om almal wat na hom toe kom om te drink, se dors les, en ons sal nooit weer dors hê nie. The Old Testament is the New Testament concealed. Moses slaan 'n rots, nooit vir my sin gemaak nie. Hier kom die water uit. Old Testament is a New Testament concealed. Moses slaan 'n rots, daar kom water uit. New Testament is the Old Testament revealed. God slaan Jesus, die rots, op Golgotha. En lewende water vloei uit hom uit, na ons toe tot vandag uit. En weet jy wat, dit gaan verder. Daar's ook nou lewende water, omdat ons bloedgewastes is daar lewende water, wat tot aan die einde van jou lewe hierso, uit jou binneste sal vloei, en dit ook oorplaas en versprei, na ander mense, wat dors het. En al die Here se mense sê, Amen. Amen.